Thank you, Jesus. Halleluja. Laat my toe om vanoggend in hierdie dag u hartlik te groet. In die pragtige naam van die Here. Wow, Jesus. Thank you, Jesus. Sonnige groete aan ons leiers vanoggend. Die teenwoordigheid van die Here, ons pastoors, vroue, ons ouderlinge, ons diakens, susters, gemeente van die Here, liewe besoekers, broeders en susters, ons jong mense, sonnige groete vanoggend ook aan die kinders. Ja, praise God. Dankie Zelda. There is a purpose in your pain, Zelda. It's a goeie doel in jou pyn. Het jou beste jare in die kerk gewees. Maar vandag is jou pyn het groot doel by die Here. Want hier sit iemand vanoggend wat moeiliker het as wat jy dit het. Dalk het die persoon nog nie ingekom nie, maar hierdie getuie van jou sal hom of haar oor bereik, want iemand gaan dit oor vertel by 'n diens. Iemand sal melding van dit maak, maar dan moet jy weet, there is purpose in your pain. Jy is gemerk deur die Here. Wat jy nou deurmaak, dink jy, dis net, dit gaan oor jou, maar daar's ander wat dit moet weet en wat dit moet hoor. Wanneer jy oor die uitkoms sal getuig, dan is dit vir iemand anders, wie se boom al reeds afgekap was. Die Here wys, daar is bome wat afgekap was deur omstandighede, maar ek kom vanmôre in hierdie diens om vir jou te sê, dalk lê jou boom op die ashoop, maar daar sal reën kom. Daar sal reën kom, ook oor jou boom. Die boom wat geontwortel is, sal reën kry, en jou môre sal aanbreek. Prys die Here. Prys God se naam. En vanoggend die dierbare is bemoedig om vas te hou aan die Here. Is die moeite werd om in jou stryd die Here te vertrou. Is die moeite werd om in jou moeilikheid die Here se naam aan te roep. Is die moeite werd wanneer dit nie fashionable is om aan die Here te glo en te vertrou nie, dan vertrou jy juis aan die Here. Wanneer almal vir jou sê, waarom roep jy die naam van die Here nog aan? Hou vas vanoggend. Hou vas vanoggend. Dis vanmôre 'n woord vir jou. Meneer, mevrou, hier is 'n woord vir my. Hier is 'n woord vir u wat jou hele lewe van sy kan verander. Kom ons bly na die gedagte. Dit is vir my goed om terug te wees in Handelinge hoofstuk 18. Ons gaan net 2 versies lees, versie 9 en versie 10. Dis vir my goed om weer by die huis te wees. Dit was goed. Goeie week gehad, goeie tyd gehad, die duiwel woed, maar ons staan nog dapper. Amen. Ons gee hom geen plek nie.
Die waar is, dit gee my groot waardering en regtig waar, dit laat ek moed skep, dat die Here nog in die kerk is. Amen. Here gee die profeet van hierdie huis 'n woord vanoggend, en vat die woord wat die Here gee, amen. Dalk is jou naam nie genoem nie, maar jy's ingesluit deur die woord wat die Here hier gee vanoggend. Die ware is, glory to God. Handelinge hoofstuk 18, versie 9 en versie 10. Ek lees graag vir u, die ware is. Eendag het die Here in 'n gesig vir Paulus gesê, moenie bang wees nie. Hou aan met preek en moenie stil bly nie. Hou aan met preek en moenie stil bly nie. Sê vir iemand langs aan jou, moenie stil bly nie. Hy sê in versie 10, want ek is by jou. Dit wat die Here sê, ek is by jou. Niemand sal jou aanval of jou kwaad aandoen nie. Want in hierdie stad behoort baie mense aan my. Dit is die woord van die Here. Nou hierdie week het iets vreemds gebeur. Vir die eerste keer in bykans 20 jaar in die bediening en 35 jaar van bekeerde lewe het ek bang geword. Want die drome wat aan my vertel was, het vrees by my ingeboesem. Want die duiwel is agter my spoor. Daar is 'n merk op my lewe. Mense sit om 'n tafel aangaande my. Ek is deel van die gesprekke van die geheimenisse van mense. Ek het die Here gesê, wat het ek dan gedoen? Die een ding wat ek gedoen het, ek het die Here gedien. Ek het die beste jare van my in die kerk gegee. En dit is die geheim, en hierdie gebou wat die Here guns aan my gegee het baie duiwels kwaad gemaak. Daar's dinge wat jy nou het wat ander kwaad maak. Jou man en jou vrou, prys die Here. Hulle is kwaad omdat jy met die man of met die vrou getrou het. Hulle is kwaad omdat jy jou huis aangebou het. Hulle is ewens kwaad toe jy 'n nuwe hek opgesit het. Hulle is ewens kwaad omdat jou kinders die Here dien. Hulle is ewens kwaad omdat jou kinders alleluia universiteit toe gaan. Hulle is kwaad omdat jou kinders, prys die Here, 'n werk gekry het. Jy hoor my nie, prys die Here. Hulle is ewens kwaad omdat jy 'n woord het. Halleluja, hulle is ewens kwaad, prys die naam van die Here. Halleluja, omdat die profeet van die Here gehoor het en vir jou 'n woord gegee het in die kerk en die duiwel is los. Halleluja. Ek kom om vir iemand te sê, jy moet wakker skrik, prys die naam van die Here. As jy nog nooit gemeen het met die Here nie, meen met die Here. Meen met God. Meen met God. Halleluja. Prys die naam van die Here. Oh my God. My God, my God. Amen, jy mag sit terwyl die ak en jantjies hier juig. Wys die Gees vir my, glory to God. Hulle is ewens kwaad omdat jantjies nie op die ashoop sit nie, maar jantjies en sy vrou juig. Wow! Wow! Jesus! Die stryd is ewig, maar hulle juig. Ek is verlos. Vanmôre wil ek hulle seën sê,
Die Here is besig met jou, Leandro. God is besig met jou. Die Here is besig met jou seun. Jy moes hier gewees het vanoggend. As Zelda stap uit haar bank uit, dan sidder die duiwel. Wow! Ek sê, ons meen besigheid met die Here. Besigheid met die Here. Besigheid met die Here. Stap Zelda. Woe! Die Here weet het. Sy stap uit. Na alles teen haar getel het. Alles tel teen haar, maar sy stap stelselmatig. Dankie Zelda. Jy het my vanmôre geroer. Ek sien kans om oor 'n muur te spring. Ek sien kans om 'n bendestorm tegemoet te gaan. Ek het gekom om die Here te doen soos nooit tevore. Wow! Jesus! Want as God so goed is, as God vir my goed is, laat Israel dit hoor. My God. My God. Die waar as ek moet na my woord toe gaan, joh. My God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Solang jy gaan stil wees, dan gaan die duiwel lekker kry. Terwyl jy bang is, gaan die duiwel lekker kry. Iemand, halleluja, ek gaan 'n benefit het vir jou stilte en jou bangheid. As die apostel 'n sekere dorp verlaat, bevind hy hom in Korinthe. Korinthe is 'n bloeiende en 'n belangrike stad gewees. Hulle sê Korinthe was 'n handelsstad en in Korinthe was dit bekend gewees dat dit ook 'n sedelike stad was. Mense het sedelike dade gedoen in hierdie dorp. Hierdie mense was wetties en het allerhande wette gehad wat duidelik teen God se wil was. In hierdie stad Korinthe was daar 'n godin met die naam van die Afrodite. Hulle was die liefdesgod en hulle het gehou, prys die naam van die Here, om huwelike en oorloë aan te blaas. Of verbrokkelinge of aan te blaas. Want hierdie God, prys die Here, hierdie God was die marine spirit wat daar geopereer het. Mense het onsedelike goed gedoen, buite huwelikse seks gehad. Huwelike was vernietig as gevolg van hierdie demoon en hierdie mag wat in hy dorp was. Maar die Here spaar die apostel nie. God sê vir hom, beweeg weg uit jou rustige comfortzone uit. Gaan af na Korinthe toe waar niemand voorheen gepreek het nie. Hierdie stad, prys die Here, met al sy dinge moes Paulus face. Hulle sê, op 'n hoë koppie agter die stad, het was hierdie beeld gestasioneer en uitgebeeld. En almal het gekyk na hierdie beeld wat hierdie oorloë en verdeeldheid en egbreuke veroorsaak het. Mense het geen ander God geken nie. En die aanhangers van hierdie goddoen het gereeld geld aan hierdie tempel betaal, aan hierdie beeld betaal. En dan het seksuele oorgaan met die manlike en die vroulike tempelprostituie gehad. Hoor wat 'n vreeslike ding het in hierdie dorp gebeur. In Korinthe. En die laaste gedeelte
En Paulus het nie die probleem gesien nie, wat in die stad geopereer het nie. Sometimes the evangelists see the demonic forces and not the salvation in the city. Hy het nie gesien wat die mense wil hê hy moet sien nie, maar hy het die geleentheid gesien dat God nuwe grond oopbreek. Amen. Ek sê jy moet bietjie beter kyk na dinge. Jy kan nie agter mense aangaan nie. Jy moet los wat die mense sien en daaraan glo. Jy moet vir die Here vra, Here, maak my oë oop. Hou op om agter mense aan te gaan. Mense sien, glory to God, wat hulle wil sien. Dis nie noodwendig wat die Here wil hê jy moet sien nie. Halleluja, maak oop u oë. Prys die naam van die Here. Daar is beter dinge in stoor vir u. Want die Here het u gesalf vir 'n tyd soos vandag. En toe die man van God daar aankom, omdat hy nie gesien het wat die mense sien nie, of nie wou aan hier dit wees wat die mense sien nie, het die Here hom magtig gebruik. Magtig het die Here hom gebruik. Jy sal nou hoor, en die Bybel sê, en terwyl elke Joodse seun opgegroei het, was hulle vroeg af geleer om 'n ambag aan te leer. Joodse seuns was geleer in die besigheidswêreld, so ook was hulle geleer aan ambagte soos skrynwerkers en al hierdie tentmakers en al hierdie ambagte. En Paulus was nie uitgesluit nie, hy was 'n tentmaker en hy het ander saam met hom gehad wat ook vir hom moes bystaan in die evangelie. Suster Abigail praat 'n diep ding vanoggend en ek is God so bly omdat Suster Abigail, prys die naam van die Here, het dit nie by iemand anders gehoor nie. Dit kan net die Here wees wat 'n jaar terug met Suster Abigail gepraat het. Suster Abigail gee 7 jaar terug vir my of 5 jaar terug vir my 'n droom van een van ons leiers in die dorp. En die Here, glory to God, halleluja, openbaar hierdie droom hoe ek moet te werke gaan. En terwyl, glory to God, verstaan ek daai moment nie. Want baie keer, prys die Here, dan sê mens, hierdie persoon is miskien jonk of hierdie persoon is maar net 'n vrou. Wat kan hy sê? Maar God werk deur wie hy wil. God werk deur wie hy wil. Glory to God. En as ek donderdag aankyk, toe sien ek, Suster Abigail, hier is die ding wat die Here vir jou gegee het en vir jou gewys het. Wow, toe eer ek die Here. Ek sê toe eer ek die Here. God doen die onmoontlike. Prys die naam van die Here. Moenie jouself gering ag nie, jong dogter. Jong man, moenie vir jou gering ag nie. Mevrou, meneer, moenie jouself gering ag nie. God werk deur wie hy wil. En Paulus verlaat Athene en hy kom in die plek van Korinthe en daar het sy probleme begin. Elke probleem waarmee jy worstel het te begin. Amen, prys die Here. Sê het te begin, amen. Amen, het te begin, prys die Here. Maar ons kan nie bly by die begin nie. Ek sê ons kan nie bly by die begin nie. Amen, wat begin dit moet einde kry. Halleluja, sê vir die persoon dat moet 'n einde kry, man. Halleluja, glory to God. En Paulus, glory to God, het in 'n stadium groot teenstand en verset in Korinthe gekry. Hy was beledig, dierbares. Hy was gespot. Hy was teengestaan. Ons word net 'n bietjie teengestaan, daar loop sit ons. Amen, amen. Die Here wil bietjie jou belly sterk maak.
Ek en u se wind word maklik uitgeslaan, omdat ons evangelie belly is te sag. Amen. Weet jy wat is jou belly? Is hierdie sagte beentjie. Amen. Jy moet die Here vertrou om die sagte beentjie. Halleluja. Suster Stina, daar's dieper dinge, prys die Here, wat ons gaan deurmaak. Halleluja. Maar dan moet ons staande bly. Sê vir die persoon, bly staande man. My God. Amen. Maar terwyl die duiwel gewoed het, en hy al hierdie teenstand en beledigings ontvang het, het die Here gewerk. Amen. Amen. Die Here werk. Die Here werk. Hy sê in Romeine 12:12, hy sê verbly julle in die hoop en staan vas in verdrukking. Hy sê volhard in gebed, kinders van God. Verbly in die hoop en staan vas in die verdrukking en volhard in die gebed. En op 'n nag, terwyl hy slaap, kom die stem van die Here in sy oor in. Paulus, glory to God. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Amen. Jy kan slaap, maar dan is jy bang. Amen. Vat net die mic van my af weg. Vat die platform van my af weg. Vat die Bybel van my af weg. Dan kyk jy of ek dieselfde man is. Here, is 'n diep ding. Vat net die vrou of die man langs aan hom weg. Dan kyk jy of hy dieselfde man of die vrou is. Maar die Here skenk genade. Hy werk. Hy sê moenie bang wees. Moenie bang wees. Moenie bang wees. Amen. Hou aan preek. Hou aan preek. Hy sê moenie stil wees nie. Amen. Moenie stil wees nie. Weet jy, wanneer die aanvalle ewig is, en ek wil dit stadig sê, en wanneer dinge moeilik gaan, ons lyf verlies, toe die yskas seker gebreek het van Suster Abigail, was daar baie emosies en goed. 'n vrou in 'n yskas is sinoniem. As jy nou die suster moeilik wil maak, dan moet jy nie geld gee om die yskas vol te kry nie. Halleluja, die yskas. Ja, susters, kom aan, julle weet waarvan ek praat. As die vrou, as die yskas reg is, dat die vrou so anders stap nie, man. Ja, daar's 'n ander groet ook, man. Daar's 'n ander groet, amen. Dan lag Stina net so oop, man. My man. Vrywe sy oor Frankie se bleskop. Sê, my man, jy's dan net 'n man. Amen. Jou blydskap kom iewers vanaf. Iewers kom jou blydskap vanaf. Prys die Here. Hierdie mense hier agter my weet waarvan ek praat. Hulle is nie gespaar nie. Halleluja. En die Here sê moenie stil bly nie. Die duiwel wil hê mens moet stil wees, dierbares. 'n geweldige ding gebeur in Namibië en ek wil dit, as ek dit mag doen, Boeta. Geweldige ding gebeur in Namibië die aand voor die Sondag, dis die Saterdagnag, praat ek met die manne van die Here en ek prepare hulle eintlik sonder dat ek bewus is. En die Here laat toe dat iets gebeur. En een van die broers gee hulle getuienis af, sy getuienis af. En nadat hy sy getuienis, hy is nog nie eens klaar nie, toe is die duiwel los. Want terwyl jy praat, word jou getuienis in die lig vrygelaat.
Terwyl ek nou hier praat, word my boodskap in die lig vrygelaat. Dit vloei 'n miljoen of 'n sekond, versprei dit in die ruim in. Oh my God, sien dit so. En mense hoor dit en dit maak mense bly en ander kwaad. Moenie stil bly nie. Dapper helde, men of valor, helde van die Here, dapper held, man van God, vrou van die Here, deurbreker, gesalfde van die Here, moenie stil bly nie, draer van die goeie hoop, draer van blydskap, draer van oorwinning, draer van krag, draer van hoop, moenie stil bly nie. Daar's 'n salwing op jou lewe wat die duiwel nie van hou nie. Jy het te ver gekom, die Here het jou gesalf. My God, my God, halleluja. Jy mag nie stil bly nie. Jy mag nie gaan lê nie. Jy moet jou mond nie laat toemaak nie. Die duiwel is 'n leienaar. Satan is 'n leienaar. Jy moet opstaan, getuig van die Here se goedheid. Sing sy lofgesang. Kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat hy God is. Juig aarde, juig alom die Here. Dien hom met blydskap. Kom voor sy aangesig. Gejubel. Die Here is jou God. Is jou maker. Wanneer jy jou goedjies reg maak, dan sê jy vir die persoon, my kinders, die Here het in die nag vir my gesê, ek moet nie bang wees. Ons sal hier deurkom. Nadat die storm so woed, in Handelinge in, die skip is besig om uit mekaar uit te val, sê die Here vir Paulus in die nag, hier sal die lewensverlies wees nie, maar hier die skip sal vergaan, maar die bemanning sal almal oorleef. Amen. Ja, prys die Here, die dak sal afgewaai word, maar die mense in die huis sal almal veilig wees. O, die bank kan die kar vat, maar ons sal almal veilig wees. Halleluja. Oh, halleluja. Oh, my God, my God, my God, my God. Halleluja. Hulle kan jou uitsit, omdat jy die Here dien, maar jou familie sal intact bly. Halleluja, die stryd sal ewig wees, maar daar sal nie, glory to God, casualties wees nie. Moenie bang wees nie. Die bares, ek wil vandag vir u net sê, die ding wat ons deurmaak, kan jou nie vernietig nie. Dit dreig om jou te vernietig. Maar dat kan jou nie vernietig nie. Hoekom sê ek so? Maar Romeine 12:28 sê vir almal wat in Christus Jesus is, alles sal vir my en jou ten goeie meewerk. Die Here sal namens jou optree. In die nag of in die môre sal daar 'n woord van die Here afkom. Hier kom vanmôre 'n woord van die Here af en ek spreek u toestand vanoggend aan. In die naam van die Here, toestand. Staan op die voete, staan op die voete, staan op die voete. Toestand. Skree toestand. Probleem. Stryd. Jy sal my nie vernietig nie. Ek is breekbaar.
maar onvernietigbaar. Gee die Here prys. Wow! Ek sal nie deurkom. Ek sal nie deurkom. Ek moet nie deurkom. Ek breek deur. Is hier mense wat deurbreek? Breek deur, man. Breek deur. Breek deur. Breek deur. Jesus. My God. Sal hy deurkom. Ek sal nie stil bly nie. Ek sal die lof van die Here besing. Nee, bly stil, man. Wat wil jy nog iets sê? Dan sê jy, ek sal nie stil bly nie. Ek sal nie stil bly nie. Ek sal nie stil bly nie. Ek sal getuig. Al lyk dinge nog nie lekker nie. Al is dinge nog nie lekker nie. Ek sal nie wag nie. Ek getuig nou. Ek vat nou God op sy woorde. Ek glo nou asof dit al reeds gebeur het. Broer Kobe, die Here sê vanmôre vir jou, getuig nou van wat nou al reeds op pad is. Getuig nou van wat op pad is. Is hier nog iemand getuig nou van wat al reeds op pad is? Ek sê dis op pad, dis op pad, dis op pad, dis op pad. Dis op pad, dis op pad, dis op pad. Dis op pad, dis op pad, dis op pad. Dis op pad, praat, 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 praat. Ek bid saam met die kerk. Jy het lang genoeg my mond stil gehou. Jy wou vir my bind met vrees. Vrees is van die duiwel af. Vrees is nie Godheid nie. Die Here skenk genade. Jy moes my dood gemaak het toe ek in die vrees was. Maar nou is my mond geopen. My gees is reg. I fight my way out. I push forward. I press forward. Thank you, Jesus. Amen. Die geld kan nog nie ingebetaal is nie. Maar ek eer die Here vir die geld wat in die rekening is. Halleluja. My kind prys die Here sukkel in die eerste kwartaal, maar ek eer die Here vir die 4de kwartaal, want ek weet die Here sal uitkoms maak. My man se siel is tot nou toe nie gered nie en is nou al reeds lank, maar ek vertrou die Here dat dit enige oomblik kan gebeur. Halleluja. Thank you, Jesus. Dit moet gebeur, dit sal gebeur. Ek bid saam met die kerk. Is daar iemand vanoggend wat wil hê God moet sy mond oopmaak? Wil jy ook getuig soos hierdie mense? Wil jy nie ook deel wees van God se beweging nie? Om sy naam groot te maak. Die toegang tot dit is, jy met jou hart vir die Here gee. Neem hom aan. Hy sal jou in die nag wakker maak as die vyand op jou spoor is. Dan sal hy jou leer aangaande hom en jy sal hom vertrou wat die vyand kan vernietig. Ek bid saam met u vanmôre. Wie wil vanoggend hierdie besluit maak om hom of haar hart vir die Here te gee? Terwyl elke oog gesluit is, elke tong, halleluja, is gehef na die Here. Stap u na voor en sê, pastoor, bid saam met my. Ek wil my hart vir die Here gee. As jy ook hierdie week die hart vir die Here gegee het, en jy was nog nie by 'n kerk gewees nie, stap na vore. Dan kom sê jy, dankie Here,
Ek is deel van hierdie boodskap. Vandag het ek huiswerk gekry. Ek het die geheim ontdek. Ek het Christus ontdek. Dan is hierdie uitnodiging ook vir u. As jy hierdie week tot bekering gekom het, dalk by die huis, dalk by die selgroep, dalk by die werk of dalk iewers waar jy was, kom u na vore, ons wil saam met jou bid. Is daar iemand? Dankie my suster, gee die Here prys vir haar. Gee die Here prys vir 'n pragtige jong suster. Halleluja, is wie's nog daar? Dankie suster. Thank you, daar kom 'n moeder, gee die Here prys vir haar. 'n Pragtige vrou van die Here. Wie's daar nog? Is 3 vroue. Wie's daar nog? Kan iemand kom? Daar kom nog iemand, prys die Here. Ons gee die Here prys vir my suster. Ek wil hê julle moet mooi luister. Julle bid saam met my hierdie gebed. Sê Vader, ek dank u vir die dag. Dankie vir die woord in ons midde vanoggend. Here, u sê vir Paulus, moenie bevrees wees nie. Moenie bevrees wees nie. En moenie stil bly nie. Moenie ophou preek nie. Moenie ophou my naam groot maak nie. Want ek is by jou. Dankie vir die versekering dat u ten spyte van die stryd by my is. Ek is nie alleen nie, Here. U is met my. Wat ek ook al deurmaak, u is met my. Die ding wat nou woed, sal my nie oorweldig nie. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. Here, ek gee my nou oor, en dankie liewe Here, dat ek vanmôre deel kan wees van hierdie boodskap. Ek is deel van hierdie woord. Help my vanoggend, Here. Vergewe my. Was my met u bloed. Kom neem my aan as u kind. Ek het gesondig voor u en voor die hemel. Vandag stap ek weg uit Korinthe uit die toestand waarin ek was. Ek neem 'n nuwe lewe aan om met Christus een te word. U gee my nou reg om 'n kind van u genoem te word. Ek is u kind. Ek behoort aan u. U is my Vader en ek is u kind. Dankie dat u my gekies het. Ek eer u nou en ek loof u in Jesus naam. Amen. Kom ons gee die Here prys. Ek bid graag oor die gemeente van die Here. Thank you, Jesus. Yes, ek gaan ook bid vir mense wat spesiale gebed nodig het. Thank you, Jesus. As u spesiale gebed nodig het, dan staan u nuwe bekeer.